Goeiemôre geliefde gemeente en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat vanmôre saam met ons is. Net 'n enkele afkondiging oor die nagmaal. Met die eerste tafel gaan ons die bediening in die banke doen. En vra ons net dat almal wat tydens die eerste tafel in die banke bedien wil word, net hulle hande sal opsteek. Asseblief. Tafel, enige iemand wat in die banke bedien wil word. Goed. Nou die vrugtesap sal u sien is in die binnenste ry van die kelkies. Net daarna op. Begin ons vanmôre ons erediens deur saam ons fotum te sing uit Psalm 95. Kom ons staan dan, sing ons saam Psalm 95, ons sing saam vers 3 en vers 4. Daarna sal ek die seën van die Here uitspreek. Liefdes aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, liefde en vrede in oorvloed aan julle geskenk word. Ons bely nou saam ons geloof in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis, en ons sê dit in ons harte saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, by die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan sit en dan gaan ons saam luister na die wet van die Here. Soos ons saam vanmôre die fotum gesing het, lees ons ook nou die wet saam en ons reflekteer ook daarop, aangesien die wet ook ons stigmeester is na Christus toe. Ek lees vir ons uit Eksodus hoofstuk 20, nadat die Here sy verbond met die volk gesluit het en bevestig het, gee hy ook sy gebooie aan hulle. En hy sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe,
selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. En jy, of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons dan so bly sit, ons sing saam van Psalm 119, ons sing saam net vers 6 en vers 63. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, Here, baie dankie dat U in die groot barmhartigheid en in die groot genade U ontferm het oor ons. Ons dankie, Here, dat ons vandag vergader, nie as vreemdelinge vir mekaar en nie as vreemdelinge vir U nie as die wat met U vyand, nie as die wat vir U vyande is nie, wat 'n vyandskap met U staan nie, maar die wat juis uitgenooi word, dat ons nie net vreemdelinge is nie, maar kinders en huisgenote. Dankie, Here, dat U ons so lief gehad het, dat U U eniggebore seun vir ons gegee het, sodat elkeen wat in U glo en in Hom glo, ewige lewe sal hê. 'n Lewe wat ons vandag en nou reeds al deel aan het. Dat ons nou al reeds deel het aan die einddoel van ons siele. Dit is ons verlossing, maar dat ons nog steeds wag vir die volkomendheid daarvan. Ons dankie, Here, vir die vreugde wat ons in U verlossing mag beleef. Ons dankie vir die kosbare verhouding en dat U Uself aan ons verbind. Here, want juist daarin is ons troos in hierdie lewe. Juist daarin lê ons vreugde en ons hoop dat ons hierdie lewe nooit alleen deurgaan nie. Dat ons die moeilike en die maklike tye nie alleen hoef aan te durf nie, maar dat U altyd by ons is. Ons dankie, Here, vir die voorreg om as U kudde ook vandag te vergader. Dat ons weet dat ons nie hier is omdat ons uit ons eie hiernatoe gekom het nie, maar dat U ook daardie begeerte, daardie behoefte in ons hart gesit het en ons hierheen gebring het. Ons dankie dat U ons herder is, dat ons altyd op U kan staatmaak, dat ons na U kan kyk,
dat U ons altyd versorg en voorsien vir wat nodig is. Ons wil ook, Here, vanmôre ons gemeente aan U opdra. Baie van ons lidmate wat siek is, swaar kry. Ons gehoor het hierdie week van die dood van geliefdes. Ons bid, Here, sal U, soos ons ook in ons harte glo, dat U ook in ons gedagtes sal bevestig, dat die dood nie die laaste sê het nie. Ons bid dat U ons krag sal gee in tye van rou en seer, dat U ons sal troos deur die Gees. Ons bid dat U sal wees met die wat siek is, die wat swaar kry, die wat angstig is oor die pad vorentoe, dat U ons gemoed ook sal sterk maak, ons die krag sal gee om ook aan te durf wat vir ons wag. Ons bid dat U ons hand sal vashou tydens elke toets, tydens elke ondersoek, tydens elke behandeling. Ons bid dat ons ook na mekaar toe sal uitreik, mekaar sal betroos en bemoedig in hierdie moeilike tye. Here, ons dankie ook vir die wonderlike goeie nuus wat ons mag hê. Dat ons nog steeds mag dankbaar wees vir elke dag se nuwe sonskyn, vir die reën wat U vir ons gee, vir die goedheid wat ons elke dag beleef, dat ons ook mag sien dat na 'n tyd van droogte, dat U weer die veld laat herlewe en die pragt van die natuur wat ons so aangryp, dat ons dit weer mag beleef en verwondering staan oor waarmee U besig is. Dankie dat U die wêreld en alles daarin nog in stand hou, en dat U met hierdie wêreld op pad is na die volëinding toe, ons ywerig ook wag om aan te kom sit by U tafel, soos ons vanmôre 'n klein deeltjie daarvan mag beleef. Ons bid, Here, gewe so ook al ons sondes, lei ons om in U vrees te lewe, en skenk ons tog U genade en wysheid. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, Hy wie se woord ons ook vandag gaan hoor, rig ons aandag tog op U stem. Amen. Liefdes, voordat ons uit die woord van die Here lees, ons staan dan, sing ons saam, skrifberuiming 15-4, sing saam vers 6 en 7, dit is 'n beruiming van Openbaring 2, die brief aan die gemeente, vers 6 en 7 sing ons, aan die oorwinnaar in die stryd skenk ek 'n groot verborgenheid, die manna uit die wildernis, maar een wat diep verborge is, 'n steen uit Marmerberg vandaan, waarop sy naam geskrywe staan, die wit steen, wat die uitnodiging is tot die bruilof. Ons staan en sing ons saam skrifberuiming 15:4, vers 6 en vers 7. Liefdes, ons lees vanmôre saam uit Psalm 23. Ek lees vir ons uit die 1933-53 vertaling. Een Psalm van Dawid. Die Here is my herder.
Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam omvul. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lente van dae. Tot sover in die woord van die Here. Geliefdes in ons Here, daar is geen psalm so bekend en so geliefd soos Psalm 23 nie. Van kleins af leer ons al in katekisasieklas om al die woorde uit ons kop uit te sê. Selfs die van ons wat dalk nie gereeld Bybel lees nie, het al sekerlik in hulle lewe na hierdie psalm toe geblaai en troos daarin gevind. Het word by begrafnisse gepreek, selfs by troues. Het word by elke nagmaal erediens omtrent gesing. Soveel so, dat daar in die week vir my gesê was, jy hoef seker nie baie voor te berei nie. Psalm 23 is toch so 'n bekende gedeelte. Dit is waar, geliefdes, en tog wil ek hiermee verskil. Die meeste van ons ken die woorde van Psalm 23, maar die inhoud en die betekenis daarvan is vir ons baie onbekend. Waarom wil ons vandag nie net stilstaan by die woorde van die Psalm nie? Maar sonders wil ons kyk na hierdie ryk beelde en wat agter hierdie beelde staan. Beelde wat ons baie keer mis, omdat ons nie in Israel woon of groot geword het nie. Die beeld van 'n herder is 'n baie bekende beeld. In Genesis lees ons al dat Jakob se seuns vir die farao sê, ons is net soos ons voorouers, skaapwagters. In Exodus lees ons hoe Moses na sy moord van die Egiptenaar uithardloop na die woestyn en vir sy skoonpa Jethro was hy ook 'n skaapwagter. En later natuurlik die bekende koning Dawid wat self agter die weiveld en agter die skape uitgehaal is om koning van Israel te wees. Vir Dawid was hierdie dus nie net 'n bekende beeld nie, maar dit was iets baie persoonlik aan hom. Maar ons probleem is egter dat ons nie in sy tyd leef nie. Vir ons is 'n herder nie so 'n bekende beeld nie. Om dus te verstaan wat Dawid hier bedoel het, moet ons verstaan wat hy in sy gedagtes gehad het toe hy hierdie dinge gesê het. In die eerste plek, in die ou manuskripte van Dawid se tyd, reg rondom en al die volke en die konings langs aan Israel, lees ons dat hulle altyd na die belangrikste konings en die belangrikste figure verwys het as herders. Dit is iets wat ooreenstem tussen 'n herder en 'n koning, iemand wat regeer, iemand wat leiding neem. Wanneer Dawid dus sê, die Here is my herder, dan sê hy, die Here is my koning. Hy is in beheer van my lewe, hy regeer oor my, en ek is nederig voor hom, ek het ontsag vir hom. Hy beklee die hoogste posisie in my lewe. In die tweede plek is die beeld van totale oorgawe en totale afhanklikheid. Die meeste dorpe en stede in Israel het langs aan waterbronne ontwikkel, waterstrome, rivier of 'n fontein. En gevolglik was die saailande ook reg rondom al die stede geplant. Enkele dele wat water gekry het, wat goeie reënval gekry het, in die middelland het ook saailande gehad, maar die meeste veiding was in die wildernis, in die woestynagtige gebiede. En daar kon 'n skaap nooit op sy eie klaarkom nie. Die herder moes die skape oor lang afstande laat reis het, op soek na kos en water en kos wat waarskynlik net die herder geweet het waar om te kry. Hulle was ook alles vir hierdie kudde. Hulle moes hulle help wanneer hulle lam, hulle moes hulle versorg wanneer hulle seer kry, hulle moes hulle beskerm teen gevaar. 'n Skaap was op sy eie niks nie, maar saam met sy herder veilig. Hy was totaal en al afhanklik van sy herder. Die Here is my herder, sê Dawid, want ek is van hom totaal en al afhanklik. In die derde plek, moet ons verstaan dat herders geweldig toegewy was aan hulle kudde.
Die herder het homself nie net as 'n werk, hy het dit nie net as werk gedoen nie, maar hy het homself aan die beskerming en die versorging van sy kudde verbind. Hy moes saam met hulle trek, bedags saam met hulle rondloop en die aand moes hy saam met hulle geslaap het. Daar was 'n verhouding tussen hom en sy skape. Die verhouding was amper verbondsmatig. En dit wat hy ontvang het, hy het omtrent niks terug ontvang nie, maar hy het alles gegee vir hierdie kudde. Dit is ook besonder hoe die herders hulle skape geken het. Die predikant vertel die verhaal van hoe hy op huisbesoek gegaan het na 'n plaas toe en hy kom toe juis by die boer aan terwyl die herder die skape van die veld af terugbring. Hy hoor toe die gesprek tussen die herder en die herder wat vir die boer sê, maar een van die skape is vermis, hy gaan hulle net gou in die kraal injaag en die een gaan soek. En uit nuuskierigheid vra die predikant toe, maar het die herder hulle getel? Die boer sê nee, hy kan waarskynlik nie verder as 10 tel nie, maar hy ken sy kudde. Dawid sê, die Here is my herder. Dawid bedoel, die Here is my koning. Hy het die hoogste gesag in my lewe, hy is die regeerder van my lewe. Ek is totaal en al afhanklik van hom. En ek en hy het 'n intieme verhouding. Ons ken mekaar, hy het homself persoonlik aan my verbind deur sy verbond. Hy het my lief. Baie keer vergeet ons dat alhoewel ons Psalm 23 ken en die woorde daarvan ken, dat dit nie net koue woorde op 'n papier is nie. In Dawid se lewe kon ons sien dat hy nie net die woorde geken het nie, maar ook die herder geken het. Maar moet ons ook leer om nie net Psalm 23 te ken nie, maar om te leef asof die Here ook ons herder is. Tog is daar 'n tweede dimensie aan hierdie Psalm. 'n Dimensie wat vir ons baie keer onbekend is, omdat ons nie die geografie van die Israel ken nie. Eerstens, die herder voorsien in al die noodsaaklikhede van die kudde. Wanneer Dawid sing van groen weivelde en waters waar rus is, dan sien ons baie keer in ons denkbeeld die landskappe van Nieu-Seeland of Ierland. En tog praat Dawid hier nie daarvan nie, maar van die wildernis van die Judeese woestyn. 'n Klipwoestyn, 'n harde plek, 'n droë plek waar veiding skaars is en water baie min is. Gedurende die wintertyd wat dit gereën het, was daar enkele dele van groenigheid in die woestyn. Maar in die somer en die herfsttye, wanneer die son warm gebak het, dan was voedsel baie seldsaam. Slegs die herder het geweet, die kundige herder het geweet, waarheen om die skape te lei. Elke dag moes hulle dus trek. Daar was nie genoeg kos om net op een plek te staan en te eet nie. En tog, elke plekkie waar hulle gestop het, sê hy, daar is rus, daar is veiding, daar is genoeg. Die herder sê, daar sal altyd wees, en omdat die Here my herder is, sal ek nooit iets ontbreek nie. God se sorg is daagliks, dit is voortdurend, en is ook altyd voldoende. Tweedens, vers 3 sê, die Here verkoop my siel, hy lei my op die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Die meeste dele van Israel is bergagtige gedeeltes. Die bergtoppe aan die bokant het baie veiding gehad. En hierdie woord spore verwys eintlik na die sirkulêre spore wat reg rondom 'n berg tot op die bopunt gaan. Die herder sou dus die skape al langs hierdie spore tot na die heel boonste punt van die berg gelei het. Slegs hy kon vooruitsien, slegs hy kon weet wat daar bo is. Die skape kon nie sien nie, maar hulle het gevolg. Hulle het na sy stem geluister, met vertroue agter hom aangeloop. So is God se leiding ook vir ons, doelgerig. En ons moet volkome vertrou, al weet ons nie waarheen hy met ons op pad is nie. Maar ons moet ook luister na sy stem. Psalm 119 sê, dit is u woord wat 'n lamp is vir my voete en 'n lig vir my pad. In die derde plek is Psalm 23 baie bekend vir die dal van doodskaduwee. Letterlik beteken hierdie term 'n skaduwee van die dood of die donkerste donker. Dawid skets hier vir ons die beeld van die bergagtige dele rondom Juda met sy diep klowe. Dit was nodig vir herders om soms deur hierdie klowe te gaan sodat hulle veiding kan gaan soek aan die ander kant. Maar onder in hierdie klowe het die son eerstens baie vinnig gesak
Die lig was swaar en die klowe langs, die kraanse langs aan die son baie vinnig verduister. Dit is ook drukkend warm in die woestyn weer, en die ideale plek vir rowers, steil hellings waarteen niemand kan vlug nie. Wanneer Dawid dus sê, 'n dal van doodskaduwee, praat hy nie net van 'n denkbeeldige gevaar nie, maar van werklike gevaar. Maar die troos vir die skape is dat die herder die een is wat hulle hierdeur lei. Dawid sê, al gaan ek ook daarin, al gaan ek ook deur hierdie dal, ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom nie? Want U, my herder, is met my. Dis die teenwoordigheid van die herder wat die vrees verdryf. En weer eens sien ons iets van hierdie intieme verhouding tussen die herder en sy skaap. Verder sê dat hy berusting vind in die stok en die staf van die herder. Die stok was 'n stewige, kort wapen waarmee die herder gebruik het om gevaar af te hou, en die staf was 'n langer stok, eintlik met 'n krom punt wat die skape terugdruk of selfs nader bring. Dis die herder se staf en sy stok wat beskerm en wat lei. Dis nie net 'n herder wat vooruitloop nie, maar wat ook in die donkerte langsaam ons loop. Die Here se teenwoordigheid, selfs in ons tye van angs en vrees en onsekerheid, die troos is dat ons herder ons daardeur lei, dat juis hy die een is wat by ons is. En dit bring ons by vers 5. Alhoewel Psalm 23 bekend is vir sy herderbeeld, mis ons dat daar eintlik 2 beelde in Psalm 23 is. En die tweede beeld wat Dawid gebruik, is eintlik 'n meer intieme beeld as die eerste ene, en wat nog meer persoonlik en direk is. Die Here is nie net 'n herder nie, en daarom skuif die beeld van die veld na die huis, van die wei na die tafel. Die Here is ook 'n gasheer. Vers 5 sê, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. Om iemand te onthaal en destyds wys dat daar geen vyandskap tussen jou en hulle is nie. Daar is absolute vrede en versoening, en dis die diepste intimiteit om saam aan 'n tafel te kom sit en te eet. Aan tafel, sê Dawid, is daar salwing met olie en 'n oorvloed om te drink. Dis nie net een maaltyd nie, maar dis 'n feesmaal. Dis ook nie net 'n eenmalige uitnodiging nie, maar dis 'n herhalende uitnodiging. Die gas word later 'n inwoner in die huis in vers 6. Interessant genoeg, dat hierdie beeld van beide herder en gasheer oor Israel se geskiedenis baie verskillende toepassings gehad het. Wanneer Israel saam opgetrek het om fees te vier in Jerusalem, dan lees ons, het hulle gereeld Psalm 23 aan tafel gesing, wanneer hulle saam eet. En dit was waarskynlik 'n verwysing na Eksodus 24 toe, waar Moses en die ouderlinge teen die berg opgaan, waar hulle God ontmoet, en dan wanneer die Here sy verbond met die volk bevestig, dan gee hy vir hulle 'n maaltyd om te eet. Dit het daarna gewoonte geword, dat elke keer as Israel saamkom, as hulle optrek om fees te vier, en hulle saam eet as gemeenskap, want hulle teruggedink aan die Here se goedheid en sy guns. Hulle teruggedink aan die verbond tussen hulle en die Here en tussen hulle en mekaar. Dis 'n maaltyd saam met mekaar in die teenwoordigheid en die Almagtige. Elke gereg het dan teruggegryp na daardie geleentheid toe, na die verlossing, na die genade. Maar dit was ook die psalm vir die swerwer, die pelgrim en die een wat in ballingskap is. Dit herinner God se volk terug na die woestyntog, waar die Here selfs in die dorre woestyn vir hulle voorsien het, elke dag. Hulle het manna gehad om te eet, hulle het water gehad om te drink. Later, wanneer die volk in die beloofde land is, en die pelgrims jaarlik na Jerusalem toe optrek, het hulle hierdie psalm ook gesing. So skape is hulle deur God gelei na die huis van die Here, en daar het hulle by die huis van die Here vergader, saam geëet, saam fees gevier. En uiteindelik was dit 'n psalm van hoop tydens die ballingskap. Die vaste herinnering dat selfs in die vreemde land, selfs wanneer hulle verwyderd was van die beloofde land, was God steeds hulle herder, het hy hulle steeds gelei en versorg, en ook daardie hoop om eendag na die huis van die Here terug te gaan,
en saam te sit en daar te wees tot in lente van dae. Psalm 23 is nie net geliefd onder 'n moderne gehoor nie, maar dit was interpreteer en geliefd oor al die jare. Dit is 'n psalm wat betekenis gehad het vir Israel in elke fase van hulle geskiedenis. En ten diepste het dit gegaan nie oor die herder of oor die gasheer nie, maar oor die intieme verhouding tussen die Here en sy kinders. Aan die begin en aan die einde van die psalm praat Dawid oor hierdie intieme verhouding. En ons kan dit sien in die woorde wat hy gebruik. Hy sê die Here is my herder. Hy laat my wy, hy verkoop my siel. En aan die einde sê hy, ek sal in die huis van die Here bly tot in lente van dae. Dawid dink, wanneer hy aan die Here dink, in besonder aan hierdie hegte verbintenis met die Here. In vers 4 en 5 in die middelste gedeelte praat hy direk met die Here. Hy sê, U is met my, daarom sal ek nie vrees nie. U berei vir my die tafel voor. En vir ons is hierdie psalm kosbaar, nie op grond van sy beelde nie, op grond van ons verhouding met die Here. Hierdie verhouding moet ons sien, nie as iets wat net uit die blou te ontstaan het nie. Maar Dawid skets dit so mooi, dat Psalm 23 direk kom na Psalm 22. Trouwens, 'n bekende prediker sê dat ons slegs Psalm 23 kan verstaan, wanneer ons besef dat dit na Psalm 22 is. Psalm 22 kry ons die lied, ook van Dawid. En daar nie 'n man van hoop nie, 'n man wat in vers 1 uitroep, my God, waarom het U my verlaat? As eers wanneer ons verstaan dat die Here van Psalm 22, dat die herder van Psalm 23 ook die goeie herder is, wat aan die kruis gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Is eers in die verlatenheid van die goeie herder in Psalm 22, dat ons die nabyheid beleef van ons herder in Psalm 23. Dis eers wanneer ons besef dat hy aan die kruis God verlatenheid in die doodsdal deurgegaan het, en ons daaruit saam met hom daar uitgebring het, dat ons kan sê, hy lei my na waters van rus. Met ander woorde, die herder wat ons lei, en die herder wat saam met ons stap, is ook die herder wat sy lewe vir ons afgelê het. Die gasheer wat ons uitnooi, is die een wat selfs God verlate was. Is hy wat die tafel vir ons voorberei. En is eintlik dan die evangelie in 'n wonderlike digvorm. Die Here is my herder, omdat die goeie herder sy lewe vir die skape afgelê het. Die kruis van Christus is die pad na die tafel van genade, en sy bloed word gevier. En dis waarmee ons beker gevul word. Dis in die opstanding van Christus en die belofte van die lewe, dat ons sal sê, ons sal ook woon in die huis van die Here, tot in lente van dae. Geliefdes, ek sluit af. Wanneer ons vandag aan die nagmaalstafel aansit, moet ons onsself herinner dat dit nie net 'n gebruik en 'n gewoonte is nie, maar dit is 'n feesmaal. Ook hier word ons uitgenooi om ons verhouding en hierdie intieme verhouding tussen ons en die Here te vier. Dit is 'n verbondsmaaltyd, 'n maaltyd omdat God homself aan ons verbind het. Dit is 'n versoeningsmaaltyd, omdat Christus deur sy bloed en deur sy liggaam aan die kruis te offer 'n nuwe verbond ingebring het. Die woorde van die Psalm is dalk vir ons bekend, maar die vraag is, ken ons die herder van die Psalm? Mag jy vandag weer deur die Gees beleef hoe die herder vir ons voorsien, hoe hy ons beskerm. Mag ons weer vandag opnuut geloofsvertroue in die herder hê, in sy leiding en sy beskerming. Mag ons ook luister na sy stem, en nederig agter hom aanloop. En wanneer ons kom aansit by die tafel, mag ons die vreugde en die troos beleef, van die gasvryheid en die liefde van ons hemelse gasheer. Amen.
Ons gaan nou oor na die bediening van die nagmaal en ek hou vir u voor die formulier van die nagmaal. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, so is die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf in 1 Korintiërs 11. Hy sê, ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. Nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want elke keer as julle van hierdie brood eet, en van hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse van hierdie brood eet, en van die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Daarom moet die mens homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit dus nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en 'n diepe berou voor God moet ons onsself verootmoedig. Ons moet die vaste belofte glo dat ons sondes alleen op grond van sy diens van Christus se soensverdienste vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk word. Ons moet opregte begeerte hê met ons hele lewe lank dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat in hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, mynediges en ongehoorsaames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, nie na die nagmaalstafel van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. En tog kom ons nie na die tafel omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het nog baie gebreke, gebrek aan geloof, gebrek aan ywer in God se diens, gebrek aan liefde tot God en ons naaste. Maar ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. En slotte leer die Here vir ons die doel van die nagmaal wanneer hy dit sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het die smaad vir ons gedra sodat ons nooit weer in die skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van die sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem en ons met sy seun vervul. Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Sy dood en bloedstorting het die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons dan so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versterking, dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as die brood en die wyn wat ons drink. Op hierdie manier wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker,
ons tot die vaste wete bring, dat ons aan hierdie genadeverbond behoort. En elke maal as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood, totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien, na die bruilofsmaal van die Lam. Mag God ons ook nou deur sy Gees ons daartoe help en lei. Omdat ons nie uit onsself kan doen nie, dat ons voor God verootmoedig en hom ook vir sy genade aanroep. Kom ons bid saam. Ons dank U, Here, dat U ons herder is, dat U ons versorg en lei, dat U na ons omsien en ons beskerm. Ons dank U, Here, dat U ook die goeie herder vir ons gestuur het. U seun ons Here Jesus Christus, wie die woorde waarlik betekenis kry, want hy wat vir ons deur God verlate is ook die een wat ons deur die dal van doodskaduwee aan die ander kant uitbring. En deur sy opstanding het hy ons ook deel gemaak, nie net aan die dood van hierdie lewe nie, maar aan die ewige lewe wat ons nou reeds het. Dankie Here dat ons mag weet dat U ons siel ook vanmôre wil verkoop deur die tekens van brood en wyn. Ons bid dat ons ook sal kom aansit en hierdie vooruitsigting van die bruilofsmaal hier mag beleef. En sal U ook gee dat ons dit op 'n waardige wyse vier, tot eer van U naam. Ons bid Here, rig ook ons oë so op die Lam van God, hy wat sy lewe vir die kudde gegee het, en wie se bloed, en deur wie ons vandag die tekens van brood en wyn mag vang, van sy bloed en sy liggaam. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons sing terwyl ons so sit, Psalm 23 vers 3, terwyl die tafel vir ons voorberei word, en dan sal ek vir ons die eerste tafel vorentoe roep. Die harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die Hemelse Vader. En wees verseker dat die Gees U so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat U die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Word nou uitgenooi na die tafel van die Here. Ons kan van voor af begin volmaak. Die brood wat ons breek is ons deelname in die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is, vir volkome versoening van al ons sondes. Beker van danksegging wat ons met danksegging prys, is ons deelname aan die bloed van Christus. Neem, drink, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is, volkome versoening van al ons sondes. Geliefdes van ons Here, omdat ons nou met die hemelse brood verkoop is,
Laat ons saam in dankbaarheid sy naam loof en prys in die woorde van Psalm 103. Loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Met al jou ongeregtigheid vergewe en al jou krankhede genees. Met jou lewe verlos van die verderf. Met jou kroon, met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. En so hoog as die hemel bo die aarde is, en so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. En soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons genadiglik met hom en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Kom ons bid ook dan nou ons dankgebed saam. Almagtige Hemelse Vader, ons dank U dat U soveel gasvryheid aan ons bewys het, dat U nie net ons uitgenooi het om aan die tafel te kom sit nie, maar dat U U seun gestuur het om vrede te bring tussen ons en U, die vrede en die rus wat ons ook mag beleef het, en die tekens van brood en wyn, vir die versterking van ons geloof. Dankie Here dat U ons siel verkoop, ons kroon met goedertierenheid. Dankie Here dat ons van hierdie feesmaal mag opstaan en dat dit nie hier mag eindig nie, maar dat ons ook deur die krag van die Gees hierdie feestelike geleentheid sal indra in hierdie week en dat dit ons sal dra in die res van ons lewe. Rig ons oë tog op die goeie herder, ons Here Jesus Christus, hy wat vooruitgegaan het om ook vir ons plek gereed te maak aan die tafel, sodat ons kan aansit aan die einde van die tyd, aan die bruilofsmaal van die Lam, dat ons met verlange na uitsien. In sy naam bid ons dit. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die opname van die kollekte en daarna sing ons weer saam van Skrifbereiding 18:3. In Openbaring 19 is daar 3 kore wat sing. Die eerste is die hemelkoor, die Halleluja tot die Here oprig. Die tweede een is die ouderlinge en die lewende wesens, die kerk en die skepping wat sing tot die Here Halleluja. En die derde een is die stem van 'n groot menigte. Ons sing ook nou daardie lied saam uit Skrifbereiding 18:3, vers 6, 7, 8 en vers 9. Kom ons staan en sing ons saam.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.